Die gebeure van 10 September vanjaar, die kampus van die Utah Valley Universiteit, het skokgolwe deur die wêreld gestuur. Nie net omdat 'n uitgesproke Christen jongman koelbloedig doodgeskiet is nie, maar omdat baie mense sy dood gevier het, omdat hy dit verdien het. Hy was onverskrokke in sy geloof in God, en hy was uitgesproke oor liberale denkrigtings wat Amerika toenemend oorspoel. Maar in hulle oë was die slagoffer eintlik die sondebok. Ons kan dit nie meer ignoreer dat gelowiges in 'n geloofsgeveg gewikkeld is nie. Want die Christelike geloof word al hoe meer deel van politiek gemaak, waar voorgehou word dat die geloof onverdraagsaam, konservatief en onderdrukkend is. Politiek is nie die Christen geloof nie, maar die Christen geloof het iets om te sê oor die politiek. En dit het Charlie Kirk gedoen. Maar die boodskap dat daar verlossing in Jesus is, dat God bepaalde gedrag van gelowiges verwag, is nie deur die sluipmoordkoel stilgemaak nie. Wêreldwyd word die waarheid toenemend ontbloot dat sommige liberale verligte denke bloot boosheid verskans. Met Charlie Kirk se sluipmoord het boosheid openlik sy aaklige gesig gewys. En dit het my herinner aan die verhaal van die eerste moordenaar in die Bybel, Kain, die oudste seun van Adam. In Genesis 4 lees ons dat Kain en Abel, dis sy broer, beide 'n offer bring tot God. Abel se offer word aanvaar, want hy doen wat God vereis. Sy offer was sy beste. Hy offer van sy vet eerstelinge, diere wat beskou word as die begin van 'n goeie, toekomstige kudde. Abel plaas dus sy toekoms in God se hande, maar Kain daarenteen kies om nie die regte en die beste offer te bring nie. En alhoewel God hom genadig is, na hom buig met raad en vermaning om oor die bose te heers, steur Kain hom nie daaraan nie. Nee, hy gaan 'n trappie verder en ooreed sy broer op 'n slinkse manier om hom die veld in te volg, waar hy hom oorrompel en lafhartig vermoor. Met hierdie sonde verwyder Kain homself uit die teenwoordigheid van God. Hy self skryf sy naam in die register van moordenaars en hy vee sy naam uit die geslagsregister van Jesus. Set, Adam se derde seun, is deel van die geslagsregister van die Messias. God se uiteindelike oordeel oor Kain is nie die optrede van 'n liefdelose, veroordelende God nie. Die wanvoorstelling dat God 'n wrede, gevoellose God is, wat oordeel en verdoem, is deel van die bose se strategie. Die weldeurdagte narratief waar die individu beskou word as die een wat eintlik bo God verhewe is, omdat hy of sy kan doen en sê wat hulle wil. Maar terselfdertyd word die mens ook geskets as die onskuldige slagoffer wat uitgelewer is aan die grille en giere en speletjies van 'n wrede en 'n onregverdige God. Ons moet baie mooi onthou, die bose val nie God aan nie, die bose val wie God is aan en skep doelbewus twyfel oor God se heiligheid, sy liefde en sy genade. God wil deur Kain se straf vir die mensdom wys dat moord ernstige gevolge het en dat dit nooit deel was van God se beplanning vir ons nie. Maar dat God die bose ook nie ongestraf laat bly nie. Dat woede en haat en weiering om binne die wil van God te leef rampspoedige gevolge het. Ons weet wat dit lyk. Dit laat boosheid gedei. Maar redding en verlossing kry
ons net by Jesus Christus. En ons moet hoor wat God deur Kain vir hom sê. Die sonde wag vir jou daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet heers oor die bose. Ons praat môre verder.